Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met die tema Jesus, Here van my lewe. En is iets wat vir my ontsettend na in die hart lê, want ek het in my eie lewe agtergekom dat dit krities is tot 'n lewe van intimiteit met God, om hom te ken en om in oorwinning te kan leef en ons Here Jesus te kan dupliseer. En hierdie is alles dinge waarna ek streef in my eie lewe. En ek probeer dit nie bereik deur harder te probeer nie. Ek staan nie elke oggend op en byt op my tande en sê vandag is die dag wat ek meer intiem met Jesus gaan wees, of vandag gaan ek meer soos hy lyk nie. Nee, daai strategie het nog nooit gewerk nie en dit gaan ook nooit werk nie, want dit sou uit my vlees uit wees. En die vlees kan nie die dinge van die gees bereik nie. Dit kan eenvoudig net nie werk nie. Maar wat ek wel kan doen, is om intentioneel in oorgawe aan hom te leef. Daai kan ek doen. En ek wil nou glad nie maak asof ek het al volmaak reg gekry het nie. Geensins nie. Maar ek is intentioneel daaroor. En ek vra aanhoudend die Heilige Gees om my te help. En om my ook te wys waar my eie ek nog die Here van my lewe is. Ons kyk veral in hierdie reeks na Matteus 16 vers 24 wat lees. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En ons is nog by die eerste gedeelte van hierdie opdrag, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Dis nie opsioneel nie. Hierdie is nie opsie A van 'n lys van 5 en jy kan kies watter jou die gerieflikste pas nie. As iemand agter Jesus aan wil kom, moet hy homself verloon. En ek wil nie soos 'n plaat klink wat vasgehak het nie, maar ek wil hierdie ook baie duidelik maak. Om jouself te verloon is nie om van persoonlikheid en identiteit te verander nie. As jy byvoorbeeld voorheen 'n grapkas was en altyd gereed was met 'n snaakse sêding, is Jesus se bedoeling nie met verloon dat jy nou skielik met 'n lang gesig moet rondloop en nooit weer iets snaaks sê nie. Dis glad nie die intensie nie. Hy wil nie jou persoonlikheid verander en jou humor by jou steel nie. Hy is in elk geval die een wat jou sin vir humor gegee het in die eerste plek. Al wat gaan verander is dat jou grappe nou onder sy heerskappy gaan wees. Wat beteken jy wil nie meer onsmaaklike grappe vertel nie. En jy maak nie meer neerhalende en afbreekende opmerkings net omdat dit vir ander mense snaaks is nie. Maar vir die persoon waaroor jy gepraat het, maak dit eintlik seer. Dis nie meer die humor wat jy wil gebruik nie. Jy wil ook nie meer jou humor gebruik om aandag op jouself te plaas, sodat almal kan hoor hoe snaaks en skerp jy is nie. Maar jy wil eerder grappe maak om mense om jou se gemoedere 'n bietjie op te helder en op te lig en 'n bietjie 'n glimlag en 'n somber atmosfeer in te bring. Ek het so 'n vriend in my lewe, Fritz Nel. Man, daai ou het die vermoë om mense te laat lag in amper enige situasie. Ek is seker hy kan mense by 'n begrafnis laat lag sonder om enigiemand te na te kom. Hy is net altyd gereed met iets skerps om te sê en hy het altyd 'n glimlag op sy gesig. Want sy humor is hy altyd steeds onderdanig aan Jesus. Dit is vir my so mooi om dit te sien. Hy verkleineer nooit iemand ten koste van sy humor nie. Sy grappies is nooit onder die beld nie. Daar's nooit 'n vloekwoord in nie. Jy het nie die wêreldse manier van snaaks wees nodig om snaaks te wees nie. Hy kan jou nog steeds laat krul van die lag terwyl Jesus sy Here is. En ek gebruik nou humor as 'n voorbeeld, maar daar is seker letterlik honderde ander voorbeelde, maar ek dink jy verstaan wat ek probeer sê. Wanneer Jesus vir Fritz sê, om my te kan volg, moet jy jouself verloon, sê hy nie vir hom om sy sin vir humor te verloor nie. Jesus sê net hy moet dit inbring onder sy heerskappy, waar dit wat vir Jesus belangrik is, vir Fritz belangriker is as sy eie agenda. So as Jesus vir my en jou vandag sê, om my te kan volg, moet jy jouself verloon, is dit nie om ons persoonlikheid te verander nie, maar om ons eie wil, ons eie ek, dit wat vir ons belangrik is, om dit onder sy heerskappy te bring, en te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Nie dit wat ek graag wil doen, of wil sê, of hoe ek nou wil optree nie, maar dit wat U graag wil doen, dit wat
u graag wil sê en hoe u graag nou wil optree. Hierdie verloon van jouself is eintlik meer 'n lewe van oorgawe aan hom. En jy sal agterkom dat dit 'n moeitelose vorm van verandering is. Dis nie 'n ding van harder probeer en jouself knyp en jouself verwyd en op jou tande byt nie. Dis net 'n kwessie van oorgee. Nie my wil nie, maar u wil. U moet meer word, maar ek minder. Onthou Jesus self het in Matteus 11 vers 30 gesê, my juk is sag en my las is lig. As die juk hard en swaar is dit nie Jesus se juk nie. So om jouself te verloon, is nie veronderstel om hard en swaar te wees nie. Gee dit vir hom, en maak hom jou Here. Let him be Lord of your life. Laat hom Here wees van elke aspek van jou lewe. Die verskil sal jou verstom. Here, ek wil net opnuut vandag sê, ek onderwerp my aan U. I want you to be Lord of my life, over everything in my life, Lord. Ek wil net absoluut hê dat U moet Here wees van my lewe, want ek wil 'n lewe leef van intimiteit met U. Ek wil U ken en ek wil U dupliseer in hierdie wêreld, want die wêreld het U nodig. Dankie Here dat U my daarmee help. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, as jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, is jy so welkom om na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za. Daar gaan jy al ons besonderhede kry. En baie dankie dat jy bereid is om by ons betrokke te raak. Maar onthou net, voor jy enigiets doen, wees seker jou oë is op Jesus en jou neus is in sy woord. Shalom.